Goeiemiddag matrikulante. Ek is meneer Anthony van Hoërskool Milnerton. Vandag doen ek 'n gedig saam met julle. Dit is les 6. Die naam van die gedig is Die Sagte Sprong deur Sheila Cousins. Voordat ons na die gedig gaan kyk, moet ons natuurlik weet wie is die digteres. Die digteres Sheila Cousins, sy is gebore in 1922 en sy het gesterf in 2004. So, om haar gedigte te verstaan, moet ons ook 'n bietjie kyk na haar agtergrond. So net 'n bietjie van haar agtergrond, belangrik om te onthou, sy is gebore op Piketberg in die Wes-Kaap op 9 Augustus 1922. Nou Piketberg is so 'n klein dorpie in die Boland. Vanaf Piketberg verhuis hulle na die Gauteng toe, waar sy matrikuleer aan die Hoër Meisieskool Pretoria. Daarna gaan sy en studeer aan die Universiteit van KwaZulu-Natal, waar sy 'n BA graad in die skone kunste verwerf. Wat dan gebeur is, na studies, trou sy saam met C.J.M. Nienaber, en hy was ook 'n bekende skrywer binne die Suid-Afrikaanse konteks en van verskillende Afrikaanse genres. En sy woon saam met, nadat hulle getrou het, vertrek sy en haar man en hulle gaan woon in Amsterdam in Holland. Ongelukkig het hulle huwelik egter nie gehou nie en hulle het geskei. So na haar egskeiding trek sy toe terug na Suid-Afrika toe en toe sy hier in Suid-Afrika kom, ontmoet sy haar tweede man en sy naam is Johan de Saladrigos en hulle gaan vestig vir hulle in Spanje, Barcelona om spesifiek te wees. In 1974 doen sy dan ernstige brandwonde op nadat 'n gasstoof ontplof het in hulle vakansiehuis op Costa Brava in Spanje. Sy het natuurlik brandwonde opgedoen en as gevolg van die pyn en die lyding het sy in 'n koma verval. 3 dae na die ongeluk vind haar seun haar in die huis en hy neem vir haar hospitaal toe. Sy ondergaan 'n reeks veloorplantings en ook 'n aantal amputasies. Aan haar regterhand, sowel as haar linkerhand, word daar 3 vingers geamputeer en haar regterbeen word tot bo aan die knie geamputeer. In 1982 vervreem sy van haar man en sy gaan woon in die St. Mantini woonstelgebou in Tuin in Kaapstad. Sy sterf op 25 November 2004 in die katholieke inrigting in Nazareth House in Vredehoek in Kaapstad. Goed, so dit is 'n bietjie oor haar. Dan haar gedigte. Waaroor dig Sheila Cousins? Kom ons kyk gou vinnig hierna. Om te dig is vir haar 'n goddelike opdrag. Wat beteken sy voel dat God vir haar die instruksie gegee het om gedigte te skryf. So in haar gedigte wil sy eintlik die wese van God leer ken en dit vorm die dryfkrag van al haar gedigte. In haar gedigte is daar die godsdienstige aanslag en saam met die godsdienstige aanslag is daar die soeke na die betekenis van die mens se bestaan. Hoekom is ek hier op die aarde? Watter rede het God my op hierdie aarde geplaas? Haar beste werke is geskryf kort na haar ongeluk, nadat sy hierdie terugslag gehad het in 1974. Haar verblyf in die hospitaal na die ongeluk was 'n tyd van wedergeboorte. Sy leer om haar eie monsters te hanteer en om haar probleme te verwoord. En hierdie woorde of hierdie emosies en gevoelens vind dan neerslag in al haar gedigte. Sy voel dat pyn die mens se bestaan voltooi, want net daardeur kan die mens vreugde waarlik leer ken en dit waardeer. So dit is 'n bietjie oor Sheila Cousins se gedigte self. Dan die gedig Die Sagte Sprong. Ek gaan net so vinnig 'n bietjie daardeur gaan voordat ek die gedig gaan lees. Die Sagte Sprong, die gedig is 'n uitgryping na die mystieke ekstase van die eenwording met Christus. In essensie, as 'n mens daarna kyk, is dit eintlik die mens se bewuswording dat daar wel 'n God is en dat God dan deel word van jou persoonlike lewe. Sy besin dus oor die aardse dinge en dit lei tot dieper insigte, die reddingsplan van God en die mystieke eenwording met God. Die skielike insig en verstaaning van God word dan vergelyk met 'n sagte sprong. Die feit dat jy besef daar is 'n God en jy verstaan dat daar 'n God is, word binne in hierdie gedig gelykgestel aan 'n sagte sprong. Die klem val dus op die vervulling in die mystieke. So, kom ons kyk gou na die gedig self. So, ek sal die gedig vir julle lees. As jy kyk,
as jy dan die kragpunt aanbieding kyk, sal jy sien die gedig is in 2 dele verdeel. Die een gedeelte is swart, dit strek van versreel 1 tot versreel 6. Die tweede gedeelte is in rooi, dit begin by versreel 7 en dit eindig by versreel 11. So hierdie 2 dele, die swart gedeelte en hierdie rooi gedeelte, is eintlik die dele waarin hierdie gedig verdeel kan word. So, kom ek lees gou die gedig vir u. Die sagte sprong deur Sheila Cousins. Dit kom wanneer dit nie verwag word nie. 'n aanraking van die verstand lig soos 'n veer. Vlugtig, maar presies. En jy dink, as sy ligtheid so is, so potent, dat die aandag nog lank daarna die indruk behou, hoe moet sy vasvat wees? Dit kom wanneer dit nie verwag word nie. Iets wat die bewussyn tot in die lewe tref. Iets soos 'n sagte sprong. Vreugde, verbasing, vreugde, herkenning. Hoe moet u vasvat wees? Dit is dan die gedig, die sagte sprong. Kom ons kyk 'n bietjie na die titel van die gedig. Eerstens die titel. Die titel, soos jy weet, is die sagte sprong. En dit is natuurlik 'n metafoor. So, die bepaalde lidwoord die aan die begin van die titel maak dit spesifiek, naamlik God se aanraking. In die titel kry ons dan ook die oksymoroon. 'n Sprong kan in essensie nie sag wees nie. As 'n mens spring, is daar gewoonlik geluide wat daarmee gepaard gaan. Maar hier sê dit dat die sprong sag is. En dit is hoekom ons dit kan beskryf as 'n oksymoroon. Dan is daar ook die alliterasie van die S-klank in die titel sagte en sprong. Dit beklemtoon die sagtheid van hierdie ervaring. Die kennismaking met God word dan beskryf as 'n sagte ervaring. So wat beteken die titel in essensie? In essensie beteken die titel God se aanraking of die teenwoordigheid van God in jou lewe is soos 'n sagte sprong. Dit is sag, maar dit is tog so kragtig en tog ook magtig. So, as jy vir God in jou lewe neem, dan is dit met krag en met mag waarmee jy te werke gaan, omdat God deel is van jou bestaan. Goed, dan. Soos ek gesê het, word die gedig in 2 verdeel. Dit is die onderskeid tussen die intellektuele vlak of die intellektuele belewenis, wat beteken jy beleef dinge deur jou verstand, en die tweede gedeelte is op die geestelike vlak. So, die gedig word dus, soos ek gesê het, in 2 verdeel. In reëls 1 tot 6 werk ons nog met die intellektuele vlak, naamlik die verstand, en die mens se denke speel dus die hoofrol. Alles word deur die denke ervaar. So byvoorbeeld, as jy dink, ek dink daar bestaan iets soos 'n God. Dit is jou denke, en dit is waar die intellektuele vlak na vore kom. Dan, die fokus verskuif vanaf reël 7 na reël 11, verskuif die fokus egter na die geestelike vlak. En in hierdie geestelike vlak word dus op 'n godsdienstige of 'n verhewe vlak ervaar. Dit is 'n intense gevoel wat die persoon of die individu dieper in homself of selfs in sy hart ervaar. So, kom ons kyk. Die intellektuele belewenis, versels 1 tot 6, en dan die geestelike belewenis, versels 7 tot 11. So, die aanraking van God word hier met die verstand ervaar. Wat beteken, ons besef daar is 'n God en ons ervaar dit in ons denke. So die mens dra kennis van God se teenwoordigheid. Ons besef daar is 'n God, al weet ons nie altyd wie en wat God is nie. Maar die mens weet ook dat God homself nie aan ons opdring nie. God gee vir ons die keuse om vir hom in ons lewens in te neem, al dan nie. Dan, die derde punt daar is, die kennis van God se aanraking is van korte duur, maar belangrik is, dit is egter baie sterk. Die wete dat daar 'n God is, kom by jou op net vir 'n split sekonde, en jy sal dit vir altyd onthou, want is baie sterk in jou gedagtes. Dan kom die selfbesef dat daar 'n God is, en dit laat jou as mens of as individu verwonder. En laastens, dit sal jy lank onthou. Die dag as jy besef, daar is 'n God,
of God doen iets in jou lewe en jy kom tot die besef, daar is 'n God, dan sal jy dit vir ewig en altyd onthou. En dit is op die intellektuele vlak. Dan die geestelike belewenis. Hier, dit tref die bewussyn tot in die lewe. Jy word bewus daarvan en dit affekteer natuurlik ook jou lewe. Die sprong van die intellektuele tot die geestelike belewenis. Die gevolg van die verskywing is positief, want dit word met 'n soort van vreugde ervaar. Hier, in die geestelike belewenis, praat die spreker dan direk met sy God. God se intrede en ingryping in 'n mens se lewe is dus baie kragtig. Die mens word dus bewus van God se intense goddelikheid. So dit is die twee gedeeltes waaroor die gedig gaan. Eerste gedeelte, die intellektuele belewenis, onthou, dit strek vanaf versel 1 tot versel 6, en dit is waar die mens in sy verstand bewus word, dat daar wel 'n entiteit soos 'n God of soos 'n skepper is. Die tweede gedeelte, die geestelike belewenis, is waar dit op die verhewe vlak is, waar jy besef, dat daar toch wel 'n God is, al kan jy nie vir God sien, of vir God hoor nie. Goed, kom ons kyk gou na die gedig self, die ontleding, die analise van die gedig. Versel 1, dit lees soos volg. Dit kom wanneer dit nie verwag word nie. So, die dit word herhaal, kyk mooi, daar is die dit daar, en die dit daar, dit word herhaal. Hier die dit dui natuurlik op die bewuswording of die aanraking van God se teenwoordigheid. Die bewuswording van God se teenwoordigheid. So dit kom, so die aanraking van God se teenwoordigheid, kom wanneer dit nie verwag word nie. Dit kom onverwags in 'n mens se lewe. Jy weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Vir sommige van ons gebeur dit as ons nog baie jonk is, vir sommige van ons gebeur dit glad nie. Dan sê hy in versel 2, 'n aanraking van die verstand, die intellektuele. So, as jy kyk hier, na die woord nie, is daar 'n dubbelpunt. Die dubbelpunt gee vir ons, of gaan nou vir ons verduidelik, gaan vir ons die verduideliking van dit wat die dit is, sal nou volg. Volgende is daar die aanraking van die verstand, die intellektuele besef dat daar 'n God is. Die mens kry insig oor die lewe en God. Hierdie gevoel word met die verstand beleef. Dan versel 3. Lig soos 'n veer. Vlugtig, maar presies. So, hierdie aanraking van God is vir die mens lig soos 'n veer. So, die besef is nie iets wat baie impak het nie. Dit voel dat dit baie liggies is, lig soos 'n veer, maar vlugtig natuurlik, dit is baie gou. Dit vat net 'n breekdeel van 'n sekonde, dan besef jy, of dan kom jy tot die besef, dat daar wel 'n God is. Maar, presies, die maar bring nou vir ons 'n ander siening, of 'n ander idee, en dat hierdie aanraking van God, hoewel dit net vlugtig is, hoewel dit liggies is dit tog baie spesifiek. Dan sê hy vir ons, God se aanraking is baie lig, saggiens en sterk en kragtig. En in reël 4 sê, en jy dink, as sy ligheid so is, so potent. Die sy hier, hoewel dit in klein letters is, verwys eintlik na God. Hier maak die digter natuurlik gebruik van digterlike vryheid. So hy sê, en jy dink, as God se ligheid so is, so potent, so, die aanraking is natuurlik baie lig, maar dit is tog sterk en kragtig. Potent beteken sterk en kragtig. Dat die in volgende reël 5 sê, dat die aandag nog lank daarna die indruk behou. Wat beteken, die effek of die impak wat God se aanraking op die lewe gehad het, sal jy op die persoon gehad het, sal jy vir ewig en altyd onthou. So, dan sê, hoe moet sy vasvat wees? Hierdie vasvat, nou wonder jy hoe dit sal wees, as God vatplek kry in jou lewe. Die fokus is nou op God se aanraking en die koms van God in jou lewe. En as jy mooi kyk, hier maak ons gebruik van die woord sy. Dit is 'n persoonlike voornaamwoord, maar dit is 'n derde persoonsverteller. Wat beteken, hier word gepraat van God. Later in die gedig word daar direk met God gepraat, so wat beteken, daar is 'n mate van progressie, vanaf die derde persoon na die tweede persoon.
So, volgende, in versreel 7, so die vorige gedeelte het nou alles gehandel oor die intellektuele bewuswording van God, dat daar wel 'n God bestaan. So wat nou gebeur is, nou beweeg ons op die geestelike vlak. Versreel 7 begin met 'n dubbelpunt, en 'n dubbelpunt aan die begin van 'n sin is 'n baie ongewone posisie vir 'n dubbelpunt. So die dubbelpunt dui eintlik maar net ook vir ons die skeiding tussen die intellektuele en die geestelike aan. So, as jy kyk, soos ek gesê het, versreel 1 tot versreel 6 het te maak met die intellektuele, wat hierdie idee nog verder versterk, is hierdie dubbelpunt, wat dan vir ons wys, dit is waar die intellektuele eindig en dit is waar die geestelike begin. So, die versreel 7 lees soos volg. Dit kom wanneer dit nie verwag word nie. Dit is die presiese woorde waarmee die gedig begin. So, dit is weer eens die herhaling van dieselfde woorde. Dit beklemtoon hoe onverwags en hoe skielik hierdie gebeurtenis in 'n mens se lewe plaasvind. So, iets wat die bewussyn tot in die lewe tref. Dit is die volgende reël 8. Iets wat die bewussyn tot in die lewe tref. So vir 'n oomblik is die besef daar, dat daar 'n God is, maar die impak is so geweldig, dat dit vir altyd met jou sal bly. Die besef tref jou bewussyn, en dit gaan aan tot in jou lewe. Versreel 9 sê dan, iets soos 'n sagte sprong. Weereens vat hierdie versreel vir ons terug na die titel toe. Die titel is die sagte sprong, dit is iets soos 'n sagte sprong. So, dit is die metafoor wat in die titel na vore kom. Letterlik beteken dit om in die lug te spring, of om van die een gedagte na die volgende gedagte te spring. Figuurlik dui dit op die vordering of die progressie van die intellektuele na die geestelike. Die vorm van die oxymoroon, wat beteken sagte en sprong. Goed, dan volgende versreel 10. Dit is dan die emosies waarvan daar gepraat word, wat die persoon ervaar. Vreugde, verbasing, vreugde, herkenning. So, die dag as die persoon op geestelike vlak bewus word van God se bestaan, ervaar hy of sy al hierdie emosies. Hy ervaar die vreugde, die verbasing, die vreugde en die herkenning. So, as ons kyk, hier kry ons dus die mense reaksie op God se vasvat. God se intrede in jou lewe gaan gepaard met vreugde, met verbasing en met herkenning. Dit is dus vreugde, en die synoniem vir vreugde of 'n woord met dieselfde betekenis as vreugde, dit is geluk. So jy ervaar totale geluk as God in jou lewe intree, maar jy is ook verwonderd oor wat hierdie impak in jou lewe bring, en om dit te herken, hierdie impak van God op jou lewe, dat jy dit kan herken. So, die alliterasie van die V-klank in die woorde vreugde, verbasing en vreugde versterk die intense gevoel van die vreugde wat die God se aanraking gebring word. Verder die herhaling van die woord vreugde dui ook op hierdie intense gevoel van geluk wat jy as mens ervaar wat die dag wanneer God jou lewe betree. So, dan sê die dubbelpunt lei vir ons na die eintlike groot vraag. Aan die einde van hierdie versreel, daar aan die einde van herkenning, is daar 'n dubbelpunt. En daardie dubbelpunt lei dan vir ons na die groot vraag. En wat is die groot vraag? Die groot vraag is hier in versreel 11. Hoe moet u vasvat wees? Goed, so, as jy nou kyk, dink dit is versreel 6, sê hy, praat die digter, en hy praat van God, hier praat hy of sy direk met God. En sy direkte woorde is, hoe moet u vasvat wees? U duiden op God. Weereens soos ons gesê het, hier praat die spreker dan direk met God. Hy staan verwonderd oor die gevoelens en wonder hoe dit sal wees as jy God in jou lewe as jou persoonlike saligmaker neem. Hier is ook progressie, want jy beweeg vanaf die jy na die u. Dan, jy moet ook natuurlik weet, wat is die boodskap, wat is die tema, wat is die stemming en wat is die toon van hierdie gedig.
Kom ons kyk gou vinnig daarna. Die boodskap. Die boodskap in hierdie gedig is, elke mens beleef God se aanraking in sy of haar lewe anders as enige ander mens. So niemand ervaar God se aanraking op dieselfde manier nie. En dit is die boodskap van hierdie gedig. Dan die tema. Leef jy na aan God, vul dit jou met 'n intense belewenis van die hoormag en 'n vreugde wat die besef bring. So in essensie, as jy na aan God lewe, is daar die intense belewenis van vreugde wat dit vir jou bring. Die stemming van hierdie gedig, dit voel altyd so, is 'n gewyde stemming, daar is 'n rustigheid in die stemming, of dit is eerbiedig. Dink in terme van wanneer jy in 'n kerk sit, daardie atmosfeer wat heers in 'n kerk. Dit is daardie tipe van atmosfeer wat in hierdie gedig ook voorkom. Dan die toon. Die toon is verwondering, die totale verwondering oor God se aanraking in jou lewe. Kom ons kyk gou na 'n paar van die verstegniese aspekte, die beeldspraak en die leestekens in hierdie gedig. Eerstens kyk ons na die titel. Nommer 1, soos ons gesê het, die titel is 'n metafoor. Hierdie metafoor dui op God se aanraking in die mens se lewe. So in essensie, God se aanraking in die mens se lewe is gelyk aan die sagte sprong. As hulle sê die sagte sprong, beteken dit God se aanraking in 'n mens se lewe. Tweedens is daar die oksimoron, die sprong wat nie sag kan wees nie, die sprong gaan gewoonlik saam met geweld. So weer eens, sag en sprong. Sprong is natuurlik afgelei van die woord spring. Derdens is daar die alliterasie van die S-klank en dit dui aan hoe sag hierdie ervaring werklik is. Dan in reël 1, die voorplasing en die herhaling van die woord dit. Dit dui op die gebeurtenis en dat dit nie eintlik vasgevat kan word nie. Mens kan nie daaraan vashou nie. Dan is daar in jambement van versel 1 na versel 2. Nou in jambement is die oorvloei van die een versel in die volgende versel sonder enige leestekens. En die gebruik van 'n jambement hier is natuurlik om die gedagtes wat daar is aan mekaar te skakel. Dan in reël 2 is daar die dubbelpunt. Die dubbelpunt brei natuurlik die gedagte uit, of vertel ons meer van die gedagte. As ons kyk na versreël 3, is daar 'n vergelyking in lig soos 'n veer vlugtig. Die aanraking is dus liggies, die aanraking van God op die mens is dus liggies, maar dit is ook baie gou. Dan is daar die komma, wat hulle gebruik in reël 3. Die komma laat vir ons die gediggie stadiger lees. Wat beteken, dit verstadig die tempo van hoe die gedig gelees moet word. Dan is daar ook 'n teenstelling in maar presies. Dit dui op die noukeurigheid van hierdie hele proses met God. So, dan reël 4. Reël 4 is daar 'n komma en daar is ook herhaling, so dit verstadig natuurlik weer eens die tempo waarteen die dig gelees moet word. In reël 4 kom daar ook 'n kontras of 'n paradoks voor en daar is nogals 2 van hulle. Die een is ligtheid teenoor potent en vlugtig teenoor lank daarna. Die ervaring is natuurlik so kragtig dat dit lank daarna nog onthou word. Die ervaring dat God in jou, dat jy besef dat daar is 'n God, dat God in jou lewe kom, dit is so kragtig dat jy dit vir die res van jou lewe sal onthou. Maar die gebeurtenis, wanneer dit wel gebeur, is egter so gou en dit is baie lig. Dan in reël 6 is daar die retoriese vraag, die aanraking is nog nie volbring nie, en wat beteken, dit het dus nog nie gebeur nie. En dis hoekom hy wonder, hoe sal sy aanraking wees? Volgende, as jy kyk na reël 7, die dubbelpunt, soos ek voorheen gesê het, dit skei die intellektuele belewenis vanaf versel 1 tot versel 6, van die geestelike belewenis, in versel 7 tot versel 11. Dan, as ons kyk na versel 3, hier het ons 'n herhaling tussen versel 7 en 8, dit bind weer die 2 gedeeltes, naamlik die intellektuele en die geestelike belewennisse. In reël 8 kry ons die dubbelpunt, dit maak die geestelike ervaring meer intensief, en dan het ons ook natuurlik progressie, want hier is daar die beweging vanuit die verstand
na die bewussyn. In reël 9 is daar die herhaling, hier beklemtoon dat die metafoor en die titel, die sagte sprong, en dan nommer 2, die aandagstreep, dit vestig die aandag op daardie spesifieke idee. In reël 10 kry ons die kontras van verbasing teenoor herkenning. Die aanraking is vreemd, dit wil sê God se aanraking in 'n mens se lewe is vreemd, of as God in jou lewe kom, is dit 'n bietjie vreemd, maar dit is tog ook 'n bekende gevoel, want jy weet tog daar is 'n entiteit soos 'n God. In reël 11 het ek voorheen gesê, kry ons die progressie, waar die jy na die u beweeg, en dan die alleenplasing van daardie reël beklemtoon ons eenwording met God. So, dan, kom ons kyk gou na 'n paar moontlike vrae wat hulle in die eksamen kan vra, en dit is natuurlik kontekstuele vrae. Byvoorbeeld, hier moet jy natuurlik mooi kyk na wat die vraag vra, is daar 2 dele van die vraag of nie, en wat die punte aanduiding is. So die punte aanduiding sê natuurlik vir jou wat en hoeveel jy moet skryf. Kom ons kyk. Benoem en verduidelik die beeldspraak in die titel van die gedig. As jy mooi kyk, daar is 2 kernwoorde. Die een is benoem en die ander een is verduidelik. So jy moet 2 dinge noem. Jy moet sê watter tipe beeldspraak kom voor in die titel en dan moet jy dit verduidelik. Goed? So, vraag nommer 2. Waarna verwys dit in versel 1 en 7? So wat jy moet doen, gaan kyk weer na die gediggie. Kyk na versel 1, kyk na versel 7, waar hulle die woord dit gebruik, en waarna verwys dit woord dit dan. Nommer 4.3, watter stemming is oorheersend in hierdie gedig? Die kernwoord hier is stemming, so jy moet dus praat oor die stemming. Onthou, ek het vir jou 3 spesifieke woorde genoem, toe ek gepraat het van die stemming. Ons het gesê, dit is gewyd, dit is een van die 3 woorde, so gaan kyk maar weer na die woorde. Ek het gesê, dink aan die atmosfeer in die kerk, so dit is daardie tipe van ding waarvan ons praat, as ons praat van stemming. Dan 4.4, beskryf die progressie in hierdie gedig volledig, deur versreëls 2 en 8, versreëls 6 en 11, en die aanvanklike en uiteindelike gesprek, wat plaasvind met mekaar te vergelyk. So hier is 'n klomp woorde, en dis nogals belangrik dat ons daarna kyk. Die eerste gedeelte is, beskryf die progressie. Progressie, jy moet natuurlik weet wat is progressie in hierdie gedig, en dan lei hulle vir jou in terme van waar moet jy na die progressie gaan kyk. Ons kyk na versreëls 2 en 8, en na versreëls 6 en 11. So wat jy moet doen, is jy moet terug gaan na die gedig toe, kyk na hierdie 2, na hierdie reël en na daardie reël, en kyk na hierdie reël en daardie reël, en vergelyk of kontrasteer hierdie 2 reëls met mekaar, en kontrasteer daardie 2 reëls met mekaar. En dan die laaste gedeelte, die begin, die aanvanklike, en die uiteindelike gesprek. So dit is die gesprek aan die begin, en die gesprek aan die einde. Wat plaasvind en vergelyk dit met mekaar. So wat jy moet doen is, jy moet van die versel 2 praat en 8, versel 6 en 11, van die begin en die einde. Goed, baie dankie, alles van die beste vir julle.